Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend ook hier in die huis van die Here. My gebed is dat ons ook vandag waar ons as 'n geloofsgemeenskap saam met mekaar hier is, dat ons die teenwoordigheid van ons Here en ons Skepper mag ervaar, dat ons hier mag beleef dat die Here ook in sy genade in elkeen van ons se lewe teenwoordig is en dat ons ook vandag in die besonder weer opnuut bewus word van God se teenwoordigheid in elkeen van ons se lewe. En mag ons ook vandag, wanneer ons hier saam met mekaar is, mag ons besef en beleef en ervaar dat 'n dag soos hierdie, met die datum van 16 Desember, het die fokus wat ons opnuut laat bewus word van dat alles vir ons oor ons fokus en ons teenwoordigheid met God gaan, en dat ons in hierdie dag die bewus word van God se genade in ons lewe. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken vir ons dat ons hier is om God te eer en om God te vier vir God se genade in elkeen van ons se lewe. Ook in hierdie tyd van ons lewe is dit vir ons elkeen so belangrik om te besef wat dit beteken om in God se teenwoordigheid te mag leef. Dan het ons ook vandag die baie besondere geleentheid waarin ons ook die sakrament van die doop gaan bedien. En ek wil daarom ook in die besonder ook so vir Frikkie en Alicia Du Plessis wat vir Erik gaan doop vanoggend en hulle familie en vriende en mense wat ook vir hulle kosbaar is, wat vandag saam met hulle ook dan in hierdie geleentheid deel. En ons bid ook so dat ons iets van die verstaan en die simboliek van hierdie betekenis in vandag sal besef en dat ons hier mag ervaar wat God se liefde en genade vir elkeen van ons beteken. Ek wil ook hê dat u saam met my sal oplet tydens die sing van ons liedere, dat elkeen van hierdie liedere wat ons hier saam sing, dra 'n spesifieke betekenis, waarin ons in die verloop van die liedere telkens sal oplet, dat ons in God se teenwoordigheid is, en dat ek ook in hierdie tyd van die Advent en die Kerstyd, die bewus word van God se belofte vir my en vir een en elkeen van ons, en daarom deel ons ook met groot dankbaarheid en genade in hierdie wonderlike voorreg. Kom ons begin dan met ons eerste lied in voorbereiding, en ons doen dit dan ook staande. Al die liedere wat ons vanoggend saam met mekaar sing, doen ons staande. Ek wil ook vir een en elkeen wat as familie en vriende en besoekers ook vanoggend saam met ons hier in die kerk is, wil ek vir u baie welkom sê, en mag u ook saam met ons in dankbaarheid te deelneem aan die erediens vanoggend. Kom ons rig ons hart en ons gedagtes na ons Here God. Ons bely dat hy vir ons 'n toevlug is, dat hy ook die God van ons hart en ons menswees is. Wat die toekoms ons mag bring, ons is in u Vaderhand. En met geloof kyk ons vooruit na 'n toekoms vir ons land. Leer ons bid, Heer, sonder al die vrae, en Vader, wat u wil is goed. Help ons net om hierdie dag te dra met 'n vredevol gemoed. Want hier staan ons voor u, die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan u te doen, dat ons elke dag nodig het dat u ons sal beskerm, en dat ons veilig sal wees in u hand. En Here, elke uitdaging, en elke aspek van ons lewe, lê ons voor u neer. Ons is nie voor u. Ons lê elke dag hierdie belofte af. En
En hierdie belofte bring ons in U teenwoordigheid. Here, vir ons is hierdie nie net 'n datum nie, nie net 'n gebeurtenis nie, net 'n stuk geskiedenis nie. Maar hierdie is vir ons ook 'n dankdag. 'n Dankdag waarin ons voor U stil word en wat ons belofte is dat ons dit sal deurbring en dat ons ook 'n huis tot U eer sal oprig. Ons staan hier voor die heilige God van hemel en aarde. Ons ontmoet hierdie God in die skepingsverhaal wanneer hy sy lewensasem in elkeen van ons blaas. Hierdie lewensasem wat ons lewe elke dag verryk en vernuwe. Om 'n gelofte aan hom te doen, dat hy ons sal beskerm, dat ons 'n huis sal oprig. 'n Huis wat nie net bestaan uit steen en sement en bakstene en klippe nie, maar 'n geestelike huis. 'n Geestelike huis wat iets getuig van my verhouding en my liefde vir God, want by hom is ek veilig. En ons beloof, Here, dat ons hierdie sal oordra aan ons kinders, ons nageslag, U toekoms, ons belofte. Dat ons daarin sal deel, dat ons dit sal vier, dat ons dit sal herdenk, saam met opkomende geslagte. Hier waar ons nou is, en waar ons ook die toekoms in sal beweeg. Want Here, tot die eer van U naam, sal ons dit doen. Want die eer van U naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van hierdie oorwinning aan U te gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, deur die belofte van God ons Vader, deur die krag van sy Gees en sy teenwoordigheid, by een en elkeen van ons wees, mag ons hier ervaar dat God in sy genade teenwoordig is, en dat ons leef in die oorwinning wat hy vir ons gebring het. Amen. Ons tyd voor U neer.
Ons ontdek, ons beleef, ons ervaar dat God voortdurend ook 'n God van belofte in ons lewe is. Om dit eintlik anders te stel, God is nie net voortdurend nie, maar God is ewig. Ewig in sy belofte, ewig in sy trou, ewig in sy genade, ewig in dit wat hy ook in elkeen van ons se lewe vir ons doen en beteken. En God is konstant. God se liefde en God se genade is nie wisselvallig in ons lewe nie. God se liefde en genade is 'n liefde wat in elke aspek en in elke oomblik en elke moment van ons bestaan, elke hartklop en elke asemteug van ons menswees word met God se genade oorspoel. En hierdie genade bring betekenis in elkeen van ons se lewe. In die Ou Testament vind ons 'n belofte. In die profeteboek van Jeremia, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, ek wil vir julle hoop en verwagting gee. Ek wil vir jou voorspoed gee. Ek wil hê dat hierdie voorspoed en hierdie toekoms moet vir jou ook soos die breek van 'n nuwe dag op die horison iets getuig van my genade en my belofte in jou lewe. En ek wil hê jy moet vandag soms die dinge wat vir ons ongelooflik kosbaar is. En dan kom ons terug in God se teenwoordigheid. En ons vind opnuut weer God se belofte. 'n Belofte wat konstant in elkeen van ons se lewe teenwoordig is. En ek deel maar enkele, eintlik 2 van hierdie beloftes vanoggend met jou. 'n Belofte vanuit die Ou Testament, 'n belofte wat sê dat ek weet wat ek vir jou beplan. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, ek wil vir jou 'n verwagting gee. Ek wil hierdie nuwe dag vir jou laat aanbreek en ek wil hê jy moet daarin leef. 'n Toekoms wat ons weet vir ons soms baie duister lyk. 'n Toekoms omdat ons as mens soms mekaar se grootste vyand is. Omdat ons soms in ons eie verhouding met mekaar, in ons verhouding met ons hier wees, ons saam wees, maar ook in ons weggaan, soms die donker in ons toelaat. En daarom bid ek en jy opnuut in hierdie dag, Here, laat u lig deurbreek. Laat u genade die oorwinning behaal. Laat u vrede my lewe oorspoel. Mag u belofte van hoop en toekoms en afwagting werklik vir my in my lewe hierdie geskenk wees. En die tweede belofte is Jesus se woorde. Ek sal by julle wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die woord van die Here sê dat trotse berge sal eens wankel. Dit wat mense oprigtig sal tot niet gaan. Niks wat ons doen is ewig nie, maar wat God vir ons bring is ewig. Wat God vir ons gee is ewig. God se genade en God se belofte is die enigste wat ewig in ons tydelikheid is. Maar ons leef in hierdie tydelikheid. Ons leef in oorvloed van genade. En die lig van God breek deur. Hierdie lig wat ons nou ook as 'n lied van dankbaarheid en toewyding as 'n belydenis sing, waarin ons sê, U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons antwoord staande. Zij
Geliefdes, ons het ook vanoggend die voorreg om te deel aan die bediening van die sakrament van die doop. Ek vra daarom dat ons doopouers vir my nou asseblief hier na vorentoe sal kom, Frikkie en Alicia Du Plessis. En terwyl hulle ook hier na vorentoe kom, wil ek elkeen van u as gesin, familie en vriende, wat ook vandag hier is, en as 'n gemeenskap van gelowiges, opnuut herinner aan die waarde en die betekenis van God se liefde vir ons. Mag ons bewus word van God se genade en mag ons deurlopend ervaar dat die Here in sy liefde en ook so in sy vrede by ons teenwoordig is. Maar bo al hierdie dinge is dit belangrik dat ons sal verstaan wat God se genade vir ons beteken. Mag ons verstaan wat dit beteken om ook hierdie belofte af te lê. En mag ons bewus word van God se vrede en sy genade vir ons. Ek vra dat Frikkie en Alicia nou vir ons hier na vorentoe sal kom. Hulle kom soos 'n jong getroude paartjie daar van die hoofingang af ingestap. Welkom julle twee. Goeiemôre. Elkeen van julle familie en vriende wat ook hier saam met julle is, en die besonder ook, dis 'n baie kosbare geleentheid, oupa en ouma, en dan ook vir grootoupa, oupa Louis wat vanoggend saam met julle hier kan wees, en dan ook so Paul en Elmie vir elkeen van julle saam met julle familie en vriende. Mag dit vir julle almal 'n baie kosbare dag en geleentheid wees, maar dan ook in die besonder vir julle as ouers wat hier die doopbelofte gaan aflê. Kom ons luister ook so na hierdie gedeelte wat ek aan julle voorhou, en dan gaan ek julle 'n geleentheid gee om dan ook op die vrae te antwoord. Eerstens het ons nodig om te besef en bewus te word daarvan dat God ons liefhet, nog lank voordat ons self van God bewus raak. En ook deur hierdie handeling van die doop word dit vandag sigbaar gemaak. Die doop is ook een van die kerk se 2 sakramente wat sigbaar uitdrukking gee aan God se verbond met ons. En hoor ook opnuut weer die woord verbond, net die gelofte, die belofte wat ons aflê. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus, ons Here, op grond van sy versoeningsdood en ook so deur die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap wat ons het met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. En daarom doop die kerk kinders van God. En die doop ook van Erik vandag herinner ons opnuut aan ons eie doop. En ons glo dat die kerk as die liggaam van Jesus Christus die opdrag uit die woord ontvang om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig vir ons van ons nuwe verhouding met God. En die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing wat daar is in Jesus Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en ook voortdurend ons lewe nuut maak. Ek wil graag hierdie herhaal. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe, hierdie taak en hierdie opvoeding dra die bedoeling dat ons God se naam daardeur sal verheerlik. Ek gaan nou aan julle die vraag stel en dan wil ek graag hê dat julle hierop hardop sal antwoord. Frikkie en Alicia, glo julle dat ons en ons kinders en dan in die besonder ook Erik, ondanks ons sonde en ons tekortkominge deur God in sy liefde en genade aangeneem is? En glo julle ook dat die evangelie, die woord van God, aan ons alles bekend maak wat nodig is en soos wat ons dit ook bely? En dan laastens, belangrik ook daarmee saam, beloof julle ook om vir Erik te leer wat hierdie doop beteken en om hom te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus? Wat is hier op julle hoorbare antwoord? Ek gaan vra dat ons nou asseblief vir Erik sal vorentoe sal bring en dat ons dan ook aan hom die sakrament van die doop sal bedien. Ek wil net vir julle vertel, ek en hy het gister 'n baie indrukwekkende gesprek gehad. Hy het gesê hierdie Erik Du Plessis is bietjie kort, so ons het ooreengekom Erik Gerhardus van Tonder Du Plessis. Ek kan nou, jy moet vir oom Jaco sê wat is die res van die name. Kom ons doop hom. Rian, baie dankie. Ek wil dan vir julle ook vanoggend net gou 'n bietjie deel, dit is ook 'n baie kosbare geleentheid. Dis die eerste keer wat ons die doopfond gebruik van die
gemeente in Midrand, wat die doopvond ook hier by ons is. So dis my 'n baie kosbare geleentheid om dan vanoggend hier die eerste geleentheid dan vereer ek ook uit ons tweede doopvond van ons gemeente, wat ook 'n baie ryk geskiedenis het, om dit dan ook vanoggend op hierdie kosbare manier te kan doen. Papa en mamma was verskriklik bang dat hy harder as ek sou praat, en toe het ek beloof ek sal my bes probeer, dat alles net oor hom gaan. Kom staan vir my nader. Erik Du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Ek gaan ook vra terwyl ons doopouers, Frikkie en Alicia, sal met Erik na Ito as gemeente staan, dat hulle dan ook net vir Rian, vir Erik sal gee, om hom so oomblikie net vas te hou. Dis ook 'n handeling en 'n gebruik by ons in die gemeente, om maar net hier weer die voltooiing en die belofte van God se genade ook hier uit te spreek, en dat ons dan ook hier die seënbede oor elkeen van hulle sou toesing. Erik, jy moet hard praat met oom Rian. Kom ons antwoord staande en ons sing dan ook die seënbede vir hulle toe. Van ons Here Jesus Christus, deur die liefde van God ons Vader, en ook so deur die kragtige werking van sy Gees, met een en elkeen van julle wees. Mag God julle seën, julle versterk en julle lei tot die eer van sy naam. Amen. My gister vol spoeg en alles gemaak het, en vandag gaan hy my tong uitsteek en huil. Wat lag jy?
Gemeente, ons is baie dankbaar ook vir hierdie besondere geleentheid wat ons vanoggend saam met Frikkie en Alicia en hulle geliefdes kon deel. En ons bid ook vir hulle as 'n gesin, die Here se genade en seën en sterkte ook toe. En ons bid ook dat hulle sal volhard in hierdie belofte wat hulle dan ook afgelê het. Ons skriflesing vanoggend uit die woord van die Here kom uit die Ou Testament, in die eerste boek van die Bybel ook, in Genesis. Ons gaan saam lees in Genesis hoofstuk 32 en ons lees daar vanaf vers 1 tot aan die einde van vers 12. Genesis hoofstuk 32, daar vanaf vers 1. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom teëgekom. En toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van God. En Jakob het hierdie plek Maganaim genoem. En daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seirstreek, die gebied van Edom. En Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê. So sê Jakob wat aan u onderdanig wil wees. Ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. En die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by u broer Esau aangekom. Maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. En Jakob het baie bang geword en angs het hom oorval. En toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in 2 groepe, want hy het gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. En daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isak, U wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en U sal goed doen aan my. Ek is al U gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee U my versorg het nie. En toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie 2 groot groepe. Red my tog uit die mag van my broer Esau. Ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak en ook die moeders en die kinders. U het my tog beloof. Ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see wat nie getel kan word nie. Let op hierdie woorde van dit wat Jakob hier bid. Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isak, dis in vers 9, wat U vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en U sal goed doen aan my. Ek is al U gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee U my versorg het nie. En toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie 2 groot groepe. Red my tog uit die mag van my broer Esau. En dan in vers 12, die slotgedeelte. U het my tog beloof. U het my tog beloof. Ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Ons lees vanoggend tot sover uit die woord van die Here. Mag een en elkeen van ons opnuut bewus word van God se nabyheid, God se belofte, maar bo alles die vervulling van sy genade en sy vrede in ons lewe. Ons gaan nou staande antwoord deur ons geloof te bely. Ons gaan dit hardop doen. Dit sal op die skerm hier agter wees. Kom ons doen ook vandag hierdie belydenis as 'n gemeenskap van gelowiges waarin ons opnuut ook hierdie belydenis aflê en erken dat God alomteenwoordig ons Heer en ons Skepper is. Kom ons antwoord staande. Ek kan die belydenis saam met my hart opsê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en na die hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Baie dankie, kan die plekke inneem. Elkeen van ons het iewers in 'n stadium in ons lewe dalk al by 'n bepaalde kruispunt uitgekom. 'n Plek in ons lewe waarin ons met onsekerheid gewonder het. Vorentoe, links, draai ons dalk regs af, gaan ons weer terug? In watter rigting moet ons beweeg? Elkeen van ons het op al 'n bepaalde manier in ons lewe voor daardie keuse te staan gekom. Daardie besluit wat ons moes neem. Sommige dinge in ons lewe moet ons agterlaat. Sekere dinge in die lewe lê nog as hierdie belofte, hierdie hoop en hierdie afwagting, hierdie toekoms vir ons op die horison. In die verhaal wat ons saam gelees het, is ons terdee bewus van hierdie familietwis, terdee bewus van hierdie konfliksituasie, hierdie omstandigheid. En soos wat die lewe verloop en gebeur, beweeg elkeen maar in sy of haar eie rigting. Elkeen slaan hierdie rigting in op pad om te soek na iets anders, na iets nuut, na 'n nuwe geleentheid, na 'n nuwe hoop, 'n nuwe afwagting. En hierdie dinge speel elke dag ook in ons eie lewens af. Aan die einde van hierdie jaar is daar twee groepe in terme van hulle skoollewe wat op die een plek afsluit en 'n nuwe horison betree. Graad 7's maak klaar met hulle skooljaar in die laerskool en die horison van die hoërskool wink. Matrikulante het hulle eindeksamens geskryf en die nuwe fase van hulle lewe lê voor. Op universiteit of in tersiêre instellings of in plekke waarin daar opvoeding en leergeleenthede is, sluit iemand af met 'n kursus, 'n graad, 'n diploma en 'n nuwe horison wink. En aan die een kant in ons lewe is ons angstig opgewonde oor hierdie nuwe geleenthede wat op ons wag. Aan die ander kant wonder 'n mens wat dit vir ons sal inhou. Waarheen ons op pad gaan wees. Wat hou die toekoms in? Wat is dit wat op die horison vir my wag? Ons vier vandag die gebeure van 16 Desember. Op pad hiernatoe in die kar gesels ek en Ivan, en in 'n stadium sê ek vir hom een ding wat belangrik is en wat ons moet besef oor hierdie dag, is dat dit oor God gaan. Hierdie dag is God se belofte in ons lewe. Maar nie net hierdie datum nie, elke dag. Elke aspek en elke oomblik en elke moment van ons lewe. Daarom het ek ook vanoggend in hierdie gedeelte waarin ons die gelofte aangehoor het, sou u agterkom vir die van u wat dalk die woorde baie goed ken, dat ek hierdie woorde met die kern en die waarde daarvan ook aanpas om in ons huidige omstandighede en in ons lewe iets te vertel van hier staan ons
voor die almagtige God. In hierdie oomblik en in hierdie moment, in hierdie tydstip van ons lewe, staan ons elkeen op hierdie grondgebied wat God aan ons toevertrou het. En hierdie grondgebied het ons dalk op 'n manier by hierdie kruispad uitgebring. En 'n keuse word uitgeoefen. 'n Besluit word geneem. Die verhaal van Jakob en Esau en hierdie konflik en hierdie spanning tussen die twee broers is wel bekend. Want wanneer 'n mens iets neem wat jou nie toekom nie, bring dit konflik en spanning. Wanneer ons nie meer 'n visie en 'n droom deel nie, bring dit konflik en spanning. Wanneer daar krake sigbaar word in hierdie kleipotte wat so maklik breek, bring dit konflik en spanning en twyfel en onsekerheid. En dan het ons nodig om terug te beweeg en terug te val op die kernwaardes van dit waarin ons glo. Jakob spreek in 'n stadium die woorde en hy sê, U het my tog beloof. Wat ek daarin hoor, is dat hy met God onderhandel. U het my tog beloof. Here, ek is gevul met angs, met twyfel, met onsekerheid. Ek is onseker oor wat die volgende omstandigheid of die volgende gebeurtenis in my lewe gaan wees. Doopouers, ouers wat kinders grootmaak. In ons land en in hierdie wêreld staan elke dag voor hierdie keuse. Grootouers, familie, vriende, kosbare mense wat deel vorm van ons lewe, neem 'n plek in ons lewe in en ons staan in hierdie oomblik voor God. En ons het nodig om te sê, Here, U is groter as al die omstandighede. U is groter as hierdie ontwikkeling en hierdie uitbou en hierdie ontploffing wat die mensdom beleef. U is groter as die keuse en die besluite wat mense neem om U nie meer te dien, om U nie meer te volg, om U nie meer lief te hê nie. Wat nog te noem, gehoorsaam te wees aan U woord. Want hoe kyk ons na mekaar? En wat sien ons raak? Jakob staan voor die grootste onsekerheid, die twyfel, die vrees dat sy eie broer hom sou leed aandoen. En op die drempel van hierdie vrees, op die drempel van hierdie ontmoeting wat hy vrees, wat hom met angs vul, bid hy. En hy bid en hy vra, Here, U is die God van moontlikhede. U is die God wat groter is as omstandighede. U is die God van belofte. U is die God van geleenthede. U is die God wat ons lei om ons beloftes af te lê. U is die God by wie dit moontlik is om ons te laat deurbreek wanneer ons self moontlik nie meer kan of wil nie. U is die God van hoop, die God van genade, die God van 'n toekoms. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. U is die God wat deurbraak in ons lewe bring. U is die God wat die omstandighede kan verander. U is die God wat groter is as die woordoorlog wat hier in my kop en in my gemoed aan die broei en afspeel is. U is groter as my versigtinge, as my onsekerhede. U is groter as die dinge wat my met vrees en met angs vul. U trek laar om my. U is by my. U is God met ons. Immanuel. So hierdie dag, hierdie adventtyd in die kerk, hierdie Kerstydperk,
Waar ons is, waar ons gaan, waar ons beweeg, is 'n konstante herinnering aan 'n God se beloftes in ons lewe. En wanneer hierdie woorde geuiter word, wanneer hierdie gebed aangehoor word, wanneer hierdie woorde hardop uitgespreek word, Here, God van my vader Isak, U wat vir my gesê het om terug te gaan na my land, my familie, my mense, en U sal goed doen aan my. Eintlik is ek U gunsbewyse nie werd nie, maar nogtans versorg U my. Waar kom ek vandaan, Here? Waar kom ek en jy vandaan? Ons kan ons geskiedenis nie uitwis nie. Ons kan die verloop van die wêreldse gebeure wegwens. Dit is daar. Maar hier en nou staan ons voor God. Die almagtige God van hemel en aarde. En ek dink ek en jy het nodig om opnuut ons lewe elke oomblik aan hom te verbind. Ek en jy het nodig om elke dag hierdie verbintenis met God te maak. Nie 'n onderhandeling nie. Nie, Here, wat kan ek vir U bring nie. Selfs in die woorde van die gelofte wat afgelê is, waar daar staan, ons sal 'n huis tot U eer oprig. Wil ek opnuut hoor dat hierdie huis ook 'n huis van geestelike en Godvervullende belofte sal wees. Jy sien, want 'n huis wat gebou is en 'n kerk wat staan op die fondamente van die stene, die klippe, die bakstene van dit wat gebruik is, maar wat geestelik arm is leeg. Om dinge na te kom sonder daardie afhanklikheid aan God dra geen waarde nie. En daarom kom hier die woorde in hierdie teks van Genesis 32. U het my tog beloof. En ek kom staan bakkan voor U, Here. Ek kom staan as God se bedelaar. En ek het nodig dat U my raak sien. En ek het nodig dat U my sal lei om my beloftes na te kom. En ek het nodig dat U my sal versterk in my hoop en my afwagting. En ek het nodig, Here, dat U my vrees en my angs sal stilmaak, dat U die woordoorlog, hierdie geestelike en hierdie emosionele oorlog in my sal stilmaak. Want ek staan voor U, my God. U wat U lewensasem vir my gegee het. U wat sê ek sal by jou wees tot die volëinding van die wêreld. Wat is ek sonder U, Here? Wat is ek sonder U as ek U genade en liefde nie het nie? Maar wat is ek met U? Ek wil wegbeweeg van die gedagte van wat ek sonder God is. Want dit kan nie vir my bestaan nie, omdat God my vul met hierdie belofte. Want wie ek is U in my. Wat ek verstaan en wat ek leef en wat ek getuig, is God in my, Immanuel, God met ons. En hierdie refrein klink op in ons lewe. En God se belofte vind inslag. Ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal beslis goed doen aan jou. Dis God se belofte. Wie ek is en wat ek het, is net genade. My lewensreis, my hoop, my drome, my toekomsverwagting, my besluite en elke tree wat ek gee. Mag ek en jy leef in hierdie hoop en in hierdie verwagting. Mag ons bewus word van God se genade. God is nie net die God van gister nie. Hy's hier, hy's lewend, hy's teenwoordig. Sy gees herskep en vernuwe elke dag ons lewe. En hy's die God van môre. 'n God van belofte.
'n God wat getrou is aan sy woord. 'n God wat getrou is aan dit wat hy aan ons nalaat. En hier is ek en jy. En staan ons voor die God van hemel en aarde. En ons verbind onsself aan hom. Vir sy belofte van gister, vir sy teenwoordigheid van nou, en vir die hoop in die dag van môre. Maak hierdie jou woorde. U het my tog beloof. Amen. Here, ons Here, U is die baken van hoop. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die God van ons gister. U is die God van ons nou. U is die belofte van ons môre. In U en deur U kom U en skep U koningsheerskappy. En U woon in ons. En U stuur U seun Jesus Christus. En U gebruik mense in ons eenvoud, in ons kompleksiteit, in ons twyfel, in ons geloof en ons belydenis. U is groter as alle dinge, Here. U is die God wat die hand van Kores gelei het om uitkoms en antwoord te bring. U is die God wat die hart van 'n moeder Maria raak gesien het. Gebroken, stikkend, en U het dit heel gemaak, Here. U is die God wat ons lei deur die stormwaters. U is die God wat die hand van genesing tot vervulling bring. U is die God van belofte. U is die God, Here, wat leemtes vul, en U is die God wat kragtig teenwoordig is. En deur U seun Jesus Christus leef ons in hierdie hoop en hierdie afwagting en hierdie wete, U is met ons. En ek bid, Here, dat U genade ons sal oorspoel. Ek bid, Here Jesus, dat U ons met die oog op die toekoms gerig sal lei tot 'n nuwe dag. En dat die sonstrale van U genesing soos 'n nuwe dagbreek sal aanbreek, Here. Wanneer ons bid vir hoop en toekoms vir ons land. Wanneer ons bid, Here Jesus, dat U ons U hart sal laat ervaar. Vir elke huisgesin. Vir elke een wat U naam openlik aanneem en bely. Vir elke een wat spreek en bely dat U die Here God van genade en redding is. En dit is ook voor U wanneer ons kniel en stil word en vra, Here, mag die uitkoms wat ons land nodig het, mag die uitkoms waarna elke boer smag, waar daar leë of droë lande staan, mag die uitkoms U genade wees, die hoop en die vervulling van U natuur en U skepping, en mag ons leef in dankbaarheid, want hier staan ons voor U, hier is ons in U midde, die God van hemel en aarde, die God van lewensasem en belofte, die God van vergifnis, hoop en afwagting, en ons bring aan U al die eer. Amen.
Mag waar jy gaan, jy God se vrede met jou saamneem. Mag waar jy beweeg, die son van genade, die strale van genesing saam met jou wees. Mag God jou vervul, versterk en lei tot die eer van sy naam. Die Here se belofte is 'n ewige hoop. Dis 'n baken, dis 'n krag, dis 'n oorwinning. Leef daarin. Amen. Kan net so vir 'n oombliekie plekke inneem asseblief. Kom ons gebruik so vir 'n oombliekie net 'n bietjie vir 'n stilte, vir 'n nabetragting en ek herinner jou opnuut ook aan die woorde van God en sy belofte. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek wil vir julle 'n toekoms en 'n verwagting gee en ons vind ook vertroosting en hoop in Jesus se woorde. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Mag ons in hierdie advent en hierdie Kerstydperk opnuut bewus word van God se belofte vir ons, mag ons leef met dankbaarheid, mag ons in elkeen van ons waar ons gaan, die Here se genade altyd met ons ervaar, en mag ons weet, elke deur wat ons instap, of waar ons ook al uitstap, kan ons dit nie doen, sonder om God saam met ons te neem nie. Baie dankie geliefdes vir elkeen van julle se teenwoordigheid ook vandag, met die erediens, dankie vir elkeen van u wat hier was. Ek wil graag nou, ons het nou gister nie erediens gehad nie, ek wil net gou vir die verjaarsdag vir ons week wil ek net gou hanteer, so ek wil aan almal wat ook dan in hierdie afgelope paar dae verjaar het, of dan ook so vir die komende week, met die verjaarsdag wat op pad is, wil ek graag dan almal gelukwens. Vandag die 16de is dit ST Rothman se verjaarsdag, die 18de is dit Piet Slabberts, die 19de is dit Hannie Smit, Jacques Prinsloo en dan ook Edrich Pretorius. Edrich, 14, waar is jy? En die hoërskool wink, of is die hoërskool al klaar daar? Hy wink nou, nee, is nou op die voorstoep, en dan ook so Thuis vir Rips, en dan ook Gerda Marie van Rensburg, en dan ook daarmee saam, is dit almal?
tot die 21ste. Dan wil ek jy sommer herinner, volgende Sondag, die 22ste, het ons dan ook weer in ons gewone 9 uur tyd geleef, het ons erediens, en dan is ons Kersdag erediens om 8 uur die oggend. Dit sal dan ook hier by ons. Ek wil nou eintlik maar gehad het, julle moes almal daar na my toe ry, dan sit ons maar daar buitekant op die gras. Maar ek is nou nie heeltemal seker of julle dalk nou almal gaan inpas nie. So ons kry mekaar Kersoggend erediens, kry ons mekaar om 8 uur hier by die erediens. Nooi jou geliefdes, nooi jou familie en vriende om almal ook saam met ons dan te kom deel in die erediens. En dan ook so aan die gesin en familie van Frikkie en Alicia, Paul, Elmie, vir een en elkeen van julle, Louis, Selle, Paul, jy is nou alweer terug op pad daar na die koue toe, so 'n veilige terugreis ook vir elkeen van julle en vir jou in die besonder, en dan vir almal van julle wat dalk nou so in die volgende paar dae iewers heen vertrek, veilig wees. Ons sien mekaar dan ook weer met ons volgende geleentheid. Van my kant af seënwense, mooi dag en veilig wees. Ons het 'n lied wat nou gaan speel. Ek gaan vra dat u net so vir 'n oombliekie sal bly sit terwyl hierdie lied gaan speel, en dan sal ek vir u daarna aanduiding gee om te kan uitbeweeg. Ja, is reg dat hy net speel. Dit was 'n bietjie harder. Hoeveel mense vat dit om 'n liedjie te speel? 4. En een rekenaar. 5. Dus ek. Ons sit sommer op die skerm asseblief. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die van oorwinning aan hom te gee. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik